Hier is my 13de jaar wat ek skool gee. Soos die jare aangaan, het die formele skool se curriculums en caps al soveel keer verander. Om nie eers te praat van toe ek en jy nog op skool was nie. Ja, ons het eers in sub A geleer klank en lees. En daar was spesiale klasse vir kinders met spesiale behoeftes. Ons sport was hokkie, netbal en rugby. En as jy kultuur wou doen, eerder as sport, moes jy kies tussen landsdiens en koor. My stem het my egter nie toegelaat vir koor nie, want my boetie sê ek sing note wat net honde kan hoor. So netbal en landsdiens, dit was my voorland. Maar vandag is die druk soveel meer op ons kinders. Vandag begin ons by kaalvoetpret, kinderkinetika, monkeynastics en 4 ander sportsoorte vir die ander 4 dae van die week, voor jou kind nog sy naam kan skryf. En al hierdie goed is om jou kind te help ontwikkel. Maar die groot vraag is nie of hy tot by 100 kan tel en 3 letter woorde kan lees as hy graad R toe gaan nie. Die vraag is, sal jou karnalie die druk kan hanteer, met al hierdie dinge homself kan wees, sy volle potensiaal kan bereik, en as hy nie elke dag van 2 tot 5 besig is met buitemuurs nie, of hy nie gaan agterraak nie. Ek het laas jaar 3 kinders in my kleuterskool gehad, wie se ouers hulle 'n jaar vroeër graad R toe gestuur het, omdat hulle vir hulle kinders die beste moontlike voorbereiding wil gee. Tot op hede vandag het ek nog nie 'n ouer ontmoet wat nie die heel beste vir sy kind wil hê nie. Hulle argument was dat hulle eerder hulle karnalie 2 jaar in graad R sal hou, as nog 'n jaar in die kleuterskool, sodat hy voorbereid sal wees en reg vir die grootskool. Ek was so hartseer om dit te sien, want ek weet ouers doen wat hulle die beste weet om te doen. Maar ek is bevrees dat ons soms met die beste intensies meer skade as goed doen. As jy my vra, sal ek nooit aanbeveel dat jy 'n karnalie vroeër graad R toe stuur nie. So ek het al hierdie ouers na 'n arbeidsterapeut toe verwys, om te toets of hulle kinders skoolgereed is. Maar met elkeen het die arbeidsterapeut net gesê, ja, hy is skoolgereed, of nee, sy is nog nie skoolgereed nie. Dis hoekom ek hierdie pakket ontwikkel het. Jy hoef nie te wag tot jou kind 5 jaar oud is en dan in paniek te gaan nie. Jy kan dit nou al met jou karnalie doen, om hom of haar bloot te stel in hierdie konsepte. Om nou al te leer, hoe om sy emosies te herken en reguleer. En is iets waaraan ons moet werk. Dit gebeur nie na 1 keer se doen nie. Jou karnalie moet sy kritiese denke ontwikkel. Jy leer nie een ding, en dan is jy 'n probleemoplosser van formaat nie. Want daar is nie net een probleem om op te los nie. Ouers doen die verkeerde goed, omdat hulle onkundig is. Nie omdat hulle aspris is, of dit nie as belangrik ag nie. Ek wil jou help om jou karnalie skoolgereed te maak. Dit beteken, hy is gereed om nuwe dinge te leer. Om oop te wees om nuwe dinge te leer, moet die res van die uitdagings vir hom nie so erg wees, dat dit hom oorweldig en al sy energie en aandag verg nie. Dis waarmee ek jou as ouer wil leiding gee. Die karnalie skoolgereedheidspakket gee vir jou stap vir stap leiding vir elke dag vir 4 weke, om jou karnalie te help om sy motoriese vaardighede, sy kritiese denke en sy emosionele intelligensie te ontwikkel, sodat graad R met al sy uitdagings en nuwe aanpassings vir jou karnalie lekker sal wees. 'n uitdaging wat hy met selfvertroue kan aanpak en dit kan geniet. As jy stap vir stap leiding, duidelike ouergidse en kwaliteit tyd saam met jou karnalie wil spandeer, het ek vir jou die oplossing. Jy het nie meer as 20 minute 'n dag nodig nie, en binne 4 weke verseker ek vir jou gemoedsrus en skoolgereedheid. Want ek weet wat van jou karnalie verwag word, en ek weet hoe om uit te kom. Gee my die geleentheid om dit vir jou so maklik as moontlik te maak, om pret te hê saam met jou karnalie, en om skoolgereed te kry vir graad R.